die veelvuldige persoonlikhede van R. Wagenaar, 'n kort, volledige liefdesverhaal in een sessie voorgelees. Ene Roland Wagenaar het vir haar 'n Facebook-vriendskap gestuur, sien Alexie Cronje verras. Volgens hom was hy een van die bure se 5 seuns, destyds en as dan 7 jaar, toe sy en haar ouers vir 'n kort rukkie in Ermelo gewoon het. Oom Buurman was 'n suksesvolle boorman en haar pa 'n onderwyser wat nog rondgetrek het agter beter poste aan. Maar die man het goed oor die weg gekom. Selfs soms oor en weer gekuier en saam rugby gekyk. Die groot mense, nie die kinders nie. Die platteland was veilig. Sy moes by die huis bly. Vir 2 jaar lank was haar pa onderhoof op die dorp. In haar standaard 9 jaar is hulle Nelspruit toe, waar haar pa 'n tyd lank 'n skoolhoof was. 'n Baie gewilde skoolhoof, want hy stel werklik in sy leerlinge en hulle welvaart belang. So het Alexie ook redelik baie mense op vele plekke in hulle omswervinge leer ken, behalwe dat sy nooit regtig kans gehad het om geheg te raak aan iemand nie. Die dat sy so dankbaar was, toe haar oupa en ouma vir haar destyds tydens COVID gesê het, kom woon by ons in ons huis in Marlothpark, jy gaan die plek in elk geval eendag erf. Ons het goeie geld uit die kamers wat ons aangebou het verdien, en die klein kothuis daar een kant. As jy wil, kan jy daarmee aangaan en vir jouself 'n onderneming daaruit maak. Sy wil dankie, Marlothpark was altyd vir haar 'n anker, die plek waarheen sy en haar ouers gedurende skoolvakansies ook gegaan het. Oupa en ouma is intussen aftreeoord toe en sy het aangebly. Nou op 30 doen sy steeds die gastehuis en verhuuringsding met ouma se regterhand Mina as hulp. Alexie is gewoon daaraan om alleen deur die lewe te gaan. Sy was mos enigste kind, alleenkind, later alleen volwassene, wat nooit baie vriende gemaak het nie. Die min kerels in haar lewe wat wel saak gemaak het, kan sy aftel op die vingers van haar een hand. Tog kan sy die mooi seuns wat langs hulle in Ermelo gebly het, onthou. Nou nie elkeen by die naam nie, maar dit was sulke oulike ouens. En nou stuur een van hulle vir haar 'n vriendskapsversoek op Facebook. Spesiaal dat hy boonop noem dat hy haar onthou. Dit is natuurlik nie asof Alexie op Facebook boer nie. Sy gebruik eintlik maar net die platform vir bemarking om haar verblyf hier in Marlothpark te adverteer. Dan loer sy elke dag vinnig om te sien of daar reaksie was op advertensies wat sy so van tyd tot tyd daar plaas. En dit is juis haar advertensie vir die huis en haar naam wat Roland blykbaar raak gesien het. En toe het hy geraai dat sy die oulike Alexie Cronje was wat reg langs hulle gebly het. Die skoolhoof se dogter wat daar vandaan af Nelspruit toe getrek het, vra hy. Dit is sy, ja, Alexie Cronje, antwoord sy. En so waar, sy onthou die Wagenaars. Al gaan sy beslis nie vandag vir hom sê, dat sy nie onthou wie van hulle 5 Roland was nie. Sy gaan ook nie vir hom sê, dat as hoërskooldogter almal van hulle vir haar vreeslik nice was nie. Ouer seuns nou wel, maar definitief nice looking, want hulle het mos nie juist tyd gemaak om met haar te gesels nie. Die manne was besig met skool, rugby, landloop en swat. Roland vertel vir haar dat hy op die internet werk. Hy kan van oral in die land af funksioneer en nou wil hy ruklank in Marlothpark gaan bly en van daar af besigheid doen. Dalk selfs 'n plek daar koop, want hy doen baie werk in die Kruger Wildtuin. Sal sy intussen dalk een van haar huisies of 'n woonstel vir 'n maand of 6 aan hom verhuur? Wat se besigheid doen jy? Video's. Roland maak video's en dan plaas hy dit op YouTube. Hy het meer as een kanaal, een met wilde diere. Hy vaar gereeld die wildtuin in vir van sy nuwe video's. Sy ander kanaal gaan oor kamp en braaikos en dit doen al baie goed. En dan doen hy baie verfilming vir ander mense ook.
bestuur hulle advertensies op een van sy ander kanale vir huisvesting oral, so as sy dalk sou belangstel. Is daar betroubare Wi-Fi netwerke beskikbaar in Marloth Park? Vra hy. Hier is, en sy het uncapped. Hy kan van haar gebruik maak. Nee, dankie, hy koop sy eie, want hy werk op die internet, dit is sy besigheid, hy boer daar. Interessant, Alexie wik en weeg vir 'n oomblik. Toe skryf sy vir hom terug. Ek het kamers aan die huis en 'n losstaande kothuisie beskikbaar. Die kothuisie het 2 slaapkamers, as jy een as studeerkamer wil gebruik. My ouma hulle het die plek gereeld op 'n maand tot maand basis ook uitverhuur. Ja, hy stel belang, dankie. Wat is die prys vir maand tot maand? Vra hy. Sy skryf die prys neer. Uitsluitend natuurlik elektrisiteit en daar is 'n prepaid meter in, vir die water ook. En dan gaan hy self sorg vir sy wifi. Nie waar nie, is dit nie wat hy gesê het nie? Hy antwoord, ja dankie, en jou prys is baie billik. Ek sal graag die plek neem. Toe skryf hy verder, daar is net een ding. My broers en ander gaste mag ook soms by my aansluit. Mense vir wie ek werk doen, mag my daar kom besoek. Enige addisionele koste vir gaste, net 1 of 2 op 'n slag, so wat sal dit ekstra kos? Niks, ontvang gerus jou gaste en familie. Beskou dit in dieselfde lig as enige ander huurplek op enige ander plek. Al wat ekstra gaste beïnvloed, sal jou water- en elektrisiteitsrekening, wat vir jou eie rekening is mos. Daar is 'n dubbelbed in die hoofslaapkamer en 2 smal bedjies in die tweede slaapkamer, wat op mekaar kan stapel indien jy die plek eerder as 'n studeer- of werkskamer wil gebruik. Wanneer het jy gedink om in te trek? Hy stuur die datums, die begin van volgende maand af, wat oor minder as 'n week is. Sy skryf, jy is baie welkom, en nou moet jy my asseblief verskoon, Roland, ek het gaste vir wie ek aandete gaan maak. Geen probleem nie, geef my net jou bankbesonderhede dan, is 2 maande se huur goed genoeg vir 'n deposito? Dis doodreg, dankie. Sy tik en stuur haar rekeningnommer vir hom aan. Die man is so goed soos sy woord. Alexie is nog besig om die steaks en aardappelskyfies vir haar gaste te maak, toe die piepgeluid op haar selfoon vir haar vertel, dat Roland sy huurgeld inbetaal het. Verwysing R. Wagenaar. Natuurlik wonder sy oor hom. Hy is waarskynlik ook om en by 30, dalk 'n bietjie ouer, want 4 van die seuns van langsaan was ouer as sy en 1 jaar jonger. Sy wonder of R. Wagenaar nog enkellopend is, want hy praat nie van 'n vrou nie. Dalk was hy getroud, weer geskei. Was hy in elk geval ook nie getroud nie. Die regte een het net nog nooit vir haar opgedaag nie. 'n week later meld R. Wagenaar aan. Aantrekliker en beslis 'n bietjie ouer as wat sy Facebook-foto vir haar wys. Blink skoon, langerige ligte hare met 'n middelpaadjie wat hy nou met 'n ponystert agter in sy nek vasbind. Sy wys vir hom om met sy Suzuki Baleno onder die afdak langs die kothuisie te gaan stilhou en daar te parkeer. Wanneer hy die bak agter oopmaak om te begin uitlaai, lyk sy bagasie soos 'n perfeksionis se laseerkabinet, genoeg om enige vrou te laat weghardloop dat sy klein word. Sy sê, welkom in Marloth Park, Roland. Sy sluit die huisie oop en is dankbaar dat sy self vroegoggend kom seker maak het, dat Mina alles netjies en skoon gelaat het. Teen die muur is daar 'n spyskaart elke aand van die week, as jy dalk van die gastehuis se etes ook wil gebruik maak. Mense bespreek gewoonlik vooraf, sê sy. Dankie, dit sal waarskynlik nie nodig wees nie. Ek maak my eie kos, vars, gesond, en meestal is ek baie kieskeurig oor wie dit vir my gaar maak. En nie dat ek dink dat jy nie goed genoeg sal wees nie, maar dit is net wie ek is. Ek maak my eie kos. Ok, nog 'n rede hoekom sy sal hol, as iemand soos hy wil kom vlerk sleep. Sy hou van steak man, biltong en droë wors en chips.
Voordat sy hom alleen los om sy eie ding te doen, vra sy, hoe gereeld moet Mina vir jou kom skoonmaak? Hy kyk haar verbaas aan, toe vra hy, is hier 'n besem, 'n mop en 'n emmer? Indien so, sal ek self skoonmaak, dankie. Ek het boonop my eie beddegoed ook gebring, en as my broers en vriende kom kuier, moet hulle goed ook saambring. Ek was nie ander mense se wasgoed nie. Ek het gelees dat daar iewers 'n laundromat is, waar ek my klere en wasgoed kan laat doen. Daar is ja, by die sentrum. Vir hom sal sy nie eers haar wasmasjien aanbied nie. Duidelik kies die man om sy op sy eie te wees. Kom Alexie in die volgende 2 weke agter. Sy sien hom bitter min. Hy werk laat aande en soms ry hy vroegoggend al vir 'n dag of langer weg, seker Wildtuin toe, en dan kom hy wanneer ook al terug. En toe kom hy 3 weke later daar met 'n Nissan MP200 aan. Hy stap na haar toe en steek sy hand al van ver af uit. Alexie, hoe ongelooflik goed is dit om jou weer te sien. En vir jou, stotter sy, wat het in die man gevaar? Vir 3 weke kom en gaan hy, en maak asof hy nie raak sien nie. Nou is dit skielik vir hom ongelooflik goed om haar te sien. Sy draai om by die huis in te stap, en hy stap na die bloppot, waar hy gewoonlik mos sy sleutel hou. Sy roep agterna, ek sien jy het jou hare effens laat sny, dit lyk fantasties. Hy draai verbaas om en vryf oor sy kort hare, en toe oor sy kennebak, wat lanklaas 'n skeermeslem gesien het. Kan jy dit regtig raak sien? Ek moes natuurlik my hare 'n slag laat sny, ek het so bietjie soos 'n bosaap begin lyk, spot hy. Twak, wil sy hom reghelp, hy sal nooit soos 'n bosaap kan lyk nie met 'n gesig soos syne nie. Selfs al staan hy nou daar met 'n week of 2 oue baard, lyk hy nog steeds meer soos 'n Gucci model, wat aan die voorkant van 'n kamera behoort te wees. Nie iemand wat van ander kant af afneem nie. Sy het mos al na sy oulike video's gaan kyk op YouTube, en sy is beïndruk. Veral met daardie kort broek, wat sy mooi gevormde, bruin gebrande bene nou so afwys. Iets wat sy liewer nie moet raak sien nie. Hy het seker in die son gestaan en video's maak in die 3 weke wat verby is. Terloops, waar is jou kar? Vra Alexie. Die man kyk na die bakkie, asof hy dit vir die eerste keer raak sien. Toe glimlag hy. Ja, ek het 'n kar, maar ek gaan hier vandaan na Maputo toe, dan gebruik ek liewer die bakkie. Nou welkom tuis, roep sy oor haar skouer. Hy staan weer vir 'n oomblik gevries, en sy gesig maak vraagtekens. Toe antwoord hy net, baie dankie. Uit die hoek van haar oog sien sy, dat Roland 'n toksak agter onder die bakkie se seil uithaal, en daarmee by sy huurplekkie se voordeur instap. Later kom klop hy aan die kombuisdeur, waar sy besig is om vir 2 gaste aandete te berei. Sy is so verbaas om hom daar te sien, dat sy nie dadelik weet wat om te sê nie. Gelukkig is hy vanaand die een wat spraaksaam is. Iets ruik fantasties. Ek sien op jou spyskaart, mens moet voor 10 in die oggend bespreek. Die man lyk spyt. Is ek seker te laat vir vanaand? Maar mag ek asseblief 'n ontbyt bestel? Dan sal ek iewers in die omgewing iets gaan soek om te eet. Roland lyk honger, sien Alexie, toe hy na die borde met die garnering op haar tafel kyk. Haar hart word week. Ek braai steak en skyfies vir my gaste. Is dit iets wat jy sal eet, dan maak ek vir jou ook 'n bord vol kos. Daar's altyd genoeg van alles, juis vir onverwagte gaste, en jy's baie welkom om saam met hulle te eet. Ek sal bitter graag eerder hier by jou wil bly en saam eet. Dankie, liewe Alexie, jy is 'n ster. Toe kyk hy onseker rond. Ek het bier gekoop en daai kant in die kothuis se yskas gesit. Mag ek dit hier na toe bring, of koop ek dit by jou as jy kos maak? Nee, wat is baie informeel. Jy is welkom om jou eie bier saam te bring. Hier is net 2 gaste vanaand in die eetkamer, maar hulle sit al reg om te eet en gaan vroeg inkruip, want hulle ry môre deur Wildtuin toe.
dankie, maar moet ek en jy in die eetkamer gaan sit? Wat van net hier in jou oulike gesellige kombuis? En wat van jou, gaan jy saam met my eet? Ek weet nie, stotter sy. Op geen manier het sy gedink dat die verhouding tussen haar en gaste so soort wending kan neem nie. Wat weet jy nie, of jy wil eet nie? Sekerlik moet jy ook eet, en net sowel saam met my. Ja, ek gaan beslis iets eet, sê sy. Nou waar eet jy gewoonlik? Sommer hier of op die agterste stoep? Eintlik net hier by die kombuistafel. Jy sien? Ek het toevallig 'n bottel wyn ook saamgebring. Ek gaan haal die bier en die wyn en dan besluit jy wat jy wil saamdrink. 'n Glasie wyn sal eintlik lekker wees, dankie. Sy kyk die man verbaas agterna toe hy wegstap na sy huureenheid. Wat die Joos het oor Roland se lewer geloop. Vir 3 weke is hy so stil aan een kant. Sy loop selfs op haar tone by daardie eenheid verby. Sy sien hom nooit, want hy is gereeld op pad iewers heen, of die deur is toe en daar hang 'n bord wat lees Silence Recording. En wanneer hulle praat, is dit minder as 3 woorde op 'n slag. En nou is hy terug, dra vir haar wyn aan en terwyl hulle eet, vertel hy vir haar dat hulle ouers nou in Witrifuur by 'n aftreeoord is. En toe bieg hy dat hy in sy standaard 9 jaar, terwyl sy in standaard 7 was, 'n moerse crush op haar gehad het. Hy het van die onderhoof haar pa ook gehou. En toe trek julle kronjees daar weg. Die meneer wat net begin het om hulle rugbyspan reg te ruk, met die pragtige dogter. Hy gooi sy arms in die lug. Ek was gebroke, spot hy. Amper my standaard 9 jaar gepluk. Een oomblik was julle nog daar. Ek was van plan om vir jou iets moois vir Kersfees te koop en vir my meneer te vra of ek by sy dogtertjie kan gaan kuier. Soet kuier, net op die rusbank sit en miskien soms aan haar handjie mag raak. Saam met my paale gaan, as hulle by julle gaan rugby kyk. En toe staan die treklorry daar voor die deur en weg is julle. Regtig, ek is so jammer. Ek het nie geweet nie, sê sy. Nee, jy sou natuurlik nie geweet het nie. Ek was te skaam en bang vir my skoolse onderhoof om iets te sê. Maar my seunshart was broos vir jou op 'n afstand. Kalverliefde het my pa dit afgemaak toe ek gesê het ek wil julle gaan opsoek in Nelspruit. Alexie se 2 styks in die pan. Dit is lekker om na hom te luister, en as sy oë so saam met sy hande praat, wil sy sê dat sy regtig jammer is, omdat daar nooit iets tussen hulle was nie. Dat sy nie geweet het hoe hy voel nie, en dat sy maklik self ook so kon gevoel het. Hierdie aand en sy bekentenis gebeur net te onverwags. Daarom bieg sy liewer nie oor die feit dat sy en haar beste vriendin soms skelm in die boom geklim het en hulle verkyk het aan die spannetjie van 5 mooi seuns van langs aan nie. As hulle op die voorste grasbek bal geskop het nie. Net jammer, as sy nou moet terugdink, kan sy glad nie onthou watter een van hulle Roland was nie. Sy kan nie eens een van die broers se name onthou nie, maar sy sal hom nie seermaak deur dit te sê nie. Dit is in elk geval goed, om 'n beter kant van hom nou te sien. Sy kan nogal vir iemand soos hy ook omgee. Roland drink laat aan koffie en voordat hy terugstap na sy huurplek toe, buig hy onverwags vooroor en vra, mag ek, for old times sake, en miskien vir dit wat kan wees hierna? Ja, 1000-maal ja, wil sy uitroep en hou haar mond vir hom om te soen, en hemel, sal hy ooit weet wat daardie sagte streeling van sy lippe nou oor hare aan haar doen. Sien jou môre, fluister hy skor en laat haar gaan. Of moet ek eers hoor of dit te laat is om nou ontbyt te bestel? Nee, ek maak ontbyt, kom eet asseblief ontbyt. Daar is ander gaste ook vir ontbyt, maar toe die klomp vertrek, vra Roland,
Nou wys vir my 'n bietjie rond in jou bos. Ek het gehoor hier's 'n rivierpad waarvan almal so praat. Mens kan nogal lief word vir Marlothpark, vermoed ek. Sal jy vir my gaan wys hoe lyk daai rivierpad? Mens kan blykbaar mos van daar af binne in die Kreerwildtuin insien. Inderdaad kan mens lief raak vir die plek. Sy is verbaas dat hy nog nie self daardie pad gaan ry het nie. As hy video's maak van die natuur, is dit mos die eerste roete wat 'n mens sou volg. Met die terugkom by die huis, vertel hy dat hy hierna sal moet groet. Besigheid wag ongelukkig. Hy bring kontant vir sy etes en kyk weer lank in haar oë, voordat hy diep en innig sê, nou dat ek jou weer gesien het, is ek oortuig van een ding. Ek was nog kind daardie jare, maar ek het toe al geweet waarna en na wie ek in die lewe soek. Kan ons asseblief aangaan waar ek opgehou het wanneer ek terugkom? Sal jy vir my wag? Natuurlik sal ek, en jou huisie gaan mos nêrens heen nie. Probeer sy om die gewigtige oomblik 'n bietjie ligter te maak. Wel, dit is goed om te hoor. Sit in elk geval my selnommer op jou foon, dan gesels ons terwyl ek in Maputo is. Maar ek het jou nommer, wil sy sê. Maar toe hy die nommer vir haar lees, sit sy dit op en stoor dit onder R. Wagenaar, tweede nommer. Sy aanvaar dat die ander nommer wat hy vir haar gegee het toe hy die plek kom bespreek het in die eerste plek, waarskynlik sy besigheidsnommer is. Toe is dit skielik tyd vir hom om te ry. Hy kry die res van sy groep in Komati Poort. Onverwags buk hy weer vooroor en soen haar weer op die mond. Eers sag, en toe sy nie wegtrek nie, raak sy soen meer dringend, amper passievol. Beloftes van meer wat gaan kom. Hy fluister, ek wil regtig nie nou gaan nie, maar ek moet. Daardie aand kry sy 'n WhatsApp boodskap van hom af. Was so verskriklik goed om jou weer te sien. Ek dink, ek weet nou wat ek wou uitvind. Dankie vir die heerlike saamkuier en jou lekker etes. 'n kruisie en 'n R. Net 'n plesier, sien uit om jou weer te sien, en toe sit sy ook 'n kruisie by. Die volgende dag skryf hy dat daar waarskynlik nie ontvangs gaan wees waarin hy nou gaan verwerk nie. Hy sal laat weet wanneer hy terugkom en dan moet hy haar weer sien. Wat hy toe waaragtig nie doen nie. 3 dae later stap sy by haar skuifdeur uit en daar is Roland Wagenaar se Suzuki Baleno terug onder die afdak. Langs die kar staan 'n bussie met 'n logo opgeparkeer. Sy lees, rondreisende opleidingschef. Alexie onthou van die e-pos wat sy destyds gestuur het oor 'n persoon wat moontlik 'n gastronomie skool in die omgewing begin. Dit is nou seker die persoon wat hier is en hulle is waarskynlik besig met navorsing of dalk maak hulle 'n video. Sy wil daarna toe stap, maar op die agterdeur staan alweer. Moenie steur nie, besig om te werk, busy recording. Maar daar's 'n gegiggel daar van binne af, wat vir Alexie laat besef dat hulle meer pret het as om net te werk. En kon hy nie darm net kom groet het, toe hy teruggekom het nie? Later die middag sien sy dat die rondreisende opleidingschef eintlik 'n pragtige vrou is, wat toe die aand oorbly. So 2 gesig jakkals, om te dink dat het gelyk het asof die man nie kan wag om terug te kom daardie dag waarop hy kom groet het nie. En nou dit? Selfs die boodskap wat hy uit Maputo gestuur het, was vol beloftes, voordat hy gesê het dat die sein nou gaan wegraak. Sien sy dinge wat nie bestaan nie, of is sy besig om van haar trolley af te raak? Skemeraand die volgende dag, sien sy oor die huurheining eenheid se dak 'n rookie uit die skoorsteen trek. Sy stap tot langs die oop kombuisvenster waar die pragtige vrou nou besig is. Die vrou roep uit, "Rolie my skat, hoe ver is die vleis? Kan ek maar die braaibroodjies nader bring?" Alexie wag nie eens vir sy antwoord nie.
Dit maak verskriklik seer. Sy voel verraai, behalwe as die man dalk 'n sielkundige afwyking het, veelvuldige persoonlikhede, soos dat hy 'n skizofreen kan wees. Aangesien sy in die volgende paar dae geen gaste verwag nie, pak sy 'n oornagsak en 'n koelboks en klim vroeg die volgende oggend in haar eie Suzuki Swift. By Krokodilbrughek bespreek sy vir haar 'n hit van 2 nagte in Satara. Gelukkig het sy nog nie heeltemal vir die man geval nie, maar sy het die aas wat hy uitgegooi het met hoek en sinker gegryp. Teen die tyd was hulle dalk al in die bed as sy daar gebly het. Sy skwaad vir haarself daaroor. Hoe kan sy so vir iemand geval het? Iets wat sy nooit tevore gedoen het nie. Ja nee, sy is werklik seer gemaak. Verbeel jou, sy flou storie van reeds mal oor haar daai tyd en sy kastige gebroke seuns hart. As hy nie vanoggend daar weggery het nie, het sy dalk 'n Susati pen deur sy gevoellose mans hart gaan druk voor sy kos maak flerry. Sy sit sommer haar selfoon af. Daar is mos Mina, wat vir mense kan ontvang en sleutels gee vir die kamers. Mina, wat eintlik alles net so goed as wat sy self kan doen. Wanneer Alexie 3 dae later uit Satara wegry, voel sy 'n klein bietjie beter. Trouwens, sy maak haarself wys dat sy oor die man is. Haar onverwagse vlaag van muisneste weggehuil het. Dit los sy in elk geval net hier in die wildtuin. Daarom blok sy sommer daai tweede selnommer toe sy haar foon, terwyl sy by Krokodilbrug uitry aanskakel, want sy sien mos dat hy vir haar ten minste 4 keer probeer bel het die afgelope 24 uur. Daar is ook 'n WhatsApp. Ek is op pad terug, sien vanaand, is daar 'n lekker restaurant of eetplek waar ek jou met aandete kan bederf. Is die man vermetel verby, of dink hy sy is onnosel? Wonder sy omgekrap, toe sy onder deur Marlspark se grasdak hek inry. Roland se Suzuki staan ook daar onder die afdak. Toevallig sy MP200 ook. Die sexy Chevy se trokkie is gelukkig in hierdie stadium weg. Roland kom met 'n breë glimlag uit die kothuis gedraf en roep haar naam uit. Haar hart wil 'n slag mis, maar sy hou haar skouers reguit en maak asof sy hom nie hoor nie. Sy stap reguit na haar huis se agterdeur toe en steek 'n hand uit om oop te sluit. Haar houding wys, gaan blaas, doppies, piep, pompies. Met een beweging kom staan hy voor haar, gryp haar skouers vas en draai haar na hom toe, asof hy haar in haar spore wil stop en dwing om vir hom te kyk. Wat gaan met jou aan? Vra hy dringend. Hoekom antwoord jy nie my selfoonoproepe nie? Sy ruk los, want is dit nie die vraag wat sy eintlik vir hom behoort te vra nie? Maar dan praat nog 'n mansstem agter haar. Riek, is alles reg hier? Kan ek nou maar ry? Alexie vlieg om en toe moet sy haar oë 'n paar maal knip. Links van die agterdeur staan poniestert Roland met 'n ontwerpershemp aan. En regs van die agterdeur staan kort haar Roland met sy 3 dae oue baard, met nou 'n ietwat kwesbare trek om daardie mooi mond van hom. En toe sien sy, daar is 2 van hulle, 'n identiese afskrif van mekaar, al dra hulle hare verskillend, maar hulle is beslis uit een eiersel ontwikkel, behalwe dat die jare gesorg het vir verskillende persoonlikhede. En liewe aarde, is sy bly daaroor. Al wat Alexie nou moet doen is om uit te vind wat die Roland, om wie se nek sy haar arms wil gooi, sy regte naam is. Alles is 100% reg, dankie, antwoord sy. Net 'n klein misverstand, waaroor ek nie dadelik gaan praat nie.
Nou maar goed, Rick, dan sien ek jou later, haal Roland haar uit die duister. Nou weet sy wat sy naam is. Toe groet hy, bye Alexie. Bye Roland, roep sy oor haar skouer, en welkom terug in Marloth Park, Rick. Hoe was jou werk toe gewees? Goed, ek het mos my pa se boerbesigheid oorgekoop. Moet steeds die werk inbring en soms is daar lang dae in die son. Meer vir my span boermanne wat vir my werk, want hulle doen dit baie goed. Maar ek hou daarvan om soms self 'n oog oor die werk te gaan gooi, soos nou met die nuwe plek in Mosambik. Ek is bly om te hoor dat jy darm nie al daardie werk self hoef te doen nie. Nou weet sy darm wat hy doen vir 'n lewe ook. Geen wonder sy lyf is so mooi sterk en sy bene is so gesond songebrei nie. Hy werk dan meestal buite. Staan ons planne nog vir vanaand? Wil hy weet, nadat hy haar lank en innig gesoen het. Jy het vir my vir 'n oomblik baie bekommerd gehad. Natuurlik staan ons planne nog vir vanaand. Ek dink ek weet net waar ons kan gaan eet, as jou aanbod vir daardie bederf nog staan. Natuurlik staan daardie aanbod ook nog steeds. Dit staan min of meer vir altyd, vir die res van ons lewens, hoop ek. Roland gaan weg wees vir 3 dae. Dit het ek gedink, as een van jou gastekamers dalk beskikbaar kan wees, sal ek dit graag by jou wil huur. Die meeste van my werk kom deesdae uit Mpumalanga en nou Mosambik. En Marloth Park is lekker sentraal as 'n mens vinnig oor die grens moet gaan. Wel, ons sal moet kyk, speel sy hard to get. Die skoolvakansie begin mos een van die dae, en dan is die plekkies in die omgewing nogal vol bespreek, myne ook. Wow, dit sal jammer wees, sug hy. Is dit nie? Antwoord sy, maar in haar eie kop is haar planne mos nou aan die verdriedubbel. Sy weet mos dat as alles reg uitwerk, en as sy na 3 dae nog voel soos wat sy voel, of meer, sy hierdie keer waarskynlik 'n uitsondering sal maak. Daar is die een klein gastekamertjie wat deel is van haar gedeelte van die huis, wat sy gewoonlik vir pa en ma uithou as hulle kom kuier. Maar teen daardie tyd sal sy weet of die ander helfte van haar bed nie dalk 'n nuwe baas mag kry nie. Sy hou boonop baie van die man se woordkeuse toe hy gesê het, vir altyd. En nou is dit 6 maande later, en Alexie wil vir ons vertel dat dit toe inderdaad vir altyd gaan word. In haar hart, in haar kop, en in die klein kerkie, waar sy nou aan haar pa se arm na haar bruidegom toe aanstap. Rick Wagenaar. Intussen het sy darm die name van die ander Wagenaar broers ook leer ken. Maar as sy weer moet kyk en kies, is daar net een keuse, en dit is R. Wagenaar. Daai R, wat staan vir Richard of Rick. Richard Wagenaar, wat miskien nie 'n komponis is soos sy naamgenoot Richard Wagenaar nie, maar wat kan sorg vir musiek en liriek van liefhê in haar lewe. Iets wat sy gedink het nooit moontlik sal wees nie.